than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never wanna go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never wanna go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you the highest praise. 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 I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Come, Lord, confess with yourself.
maak net so jou hoor waar jy is. Ervaar net hierdie vloei. Come, Lord Jesus. We give you the highest praise. You are there in the future. You've gone out before us. You make the way straight. You are standing in the fire with us. The water won't overwhelm us. The fire will not burn us. Because you are with us. Net waar jy is, almal wat inluister met Facebook familie. Net waar jy is. I need you more. Yes, Lord. More than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe. More than the song I sing. More than the nets I beat. More than anything, Lord, as time goes by, I will be by your side. 'Cause I never wanna go back to my old life. I need you more. More than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Halleluja. Baie dankie. Kom ons neem ons sitplekke. Bless jou. Ons worship leader. It was beautiful. So geseën. Baie welkom aan almal op Facebook. As jy in Centurion is, maak 'n draai by ons. Het sal lekker wees om julle te sien. Groete Morney, jy daar in Nieu-Seeland, Janice in Holland, almal in P daar's ook wat ek sien. Nou inluister, so lekker. Hey Janelle, goed om almal te sien. Baie welkom. Vader, ons spreek die seën oor hierdie diens uit. Dankie vir die anointing, ek stap onder die anointing, die krag, die heerlikheid, volheid van die Heilige Gees, wat deur ons werk. Open our eyes, open our spiritual ears to hear what the Spirit of the Lord is saying. Jesus naam. Amen. Amen. So vandag begin ons letterlik
gedeelte 1, les 1, oor the beginning of die koninkryk van die hemel en die koninkryk van die aarde. Ek sal voorstel, gaan luister weer nou hierdie boodskap, want so as die woord van die Here sê om the level to understand anything is to become that thing. En om iets te snap is om dit te word waarna ons op pad is om te word. So, kom ek verduidelik vir jou. As ons nou praat van die koninkryk van God en die koninkryk van die hemel, dan moet ons terugkom oor waar is the beginning of waar ons in beweging gedink. So, ons gaan blaai na Exodus 20 vers 2 toe. Skat, ons gaan nie nou by daai skrif uit. Exodus 20 vers 2. Then God spoke these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. So, wanneer ons praat oor die 10 gebooie, was die 10 gebooie 'n ding gewees waar die woord gebod ingeplaas is deur kerkvaders en kerkleiers het naderhand die woorde gebod ingebring en ons het dit naderhand wette genoem. Dit was nooit wette nie, ooit wette gewees nie. Ons het hier, sit ons met 'n man met die naam Benne Babsie. Wie ken Benne Babsie? Wie onthou Benne Babsie? Benne Babsie. So hier sit ons met Benne Babsie. Maar nou is heeltemal ons ouderdom weg met Benne Babsie. So Benne Babsie staan onderkant die berg. Benne Babsie het 4 kinders. Ben was 'n slaaf vir die Egiptenare. Sy rug is oopgekloof. Hy het soveel merke op sy bene, sy arms, sy gesig, soos hy gegeesel en geslaan is. Babsie is omtrent 4 keer verkragt deur die Romeine al. Haar liggaam behoort nie aan haarself nie. Hulle dogters is al deur die Romeine misbruik al hoeveel kere. Wanneer die Romeine hulle kinders wou offer aan die god Molek, het hulle letterlik gekom en Benne Babsie se kinders gevat en daai kinders geoffer in plaas van hulle eie kinders. So Benne Babsie staan hier so en letterlik hy loop met 'n limp al, want sy bene is al soveel keer gebreek onder die slawehandel wat hulle het. En hierdie Egiptenare het net gevat wat hulle wil hê. Hulle het niks nie. Hulle kan nie sê nee nie. Al die bakstene wat hulle gedra het deur die jare, en elke persoon waarna hulle kyk, het of 'n arm wat gebreek is, 'n been wat gebreek is, van hulle oë uitgesteek, van die vrouens se liggame is so gebruised en abused al teen daai tyd, want jy kan nie nee sê nie. Niks behoort aan, nie eens jou eie liggaam behoort aan jou nie. Nou, na 'n lang tyd kom God by Moses by die brandende bos en God praat met Moses en sê, ek gaan my volk uitlei en ek gaan hulle deurvat en ek wil julle met deur die Rooi See trek. En Moses sê, dit is reg, ons gaan deur die Rooi See, ons gaan nou, ons gaan saam met u. En die Here, en ons sien in hierdie tyd, in hierdie geskiedenis, was daar baie gode gewees. Daar was die songod en die maangod, Molek, Dagon, Astarte, Diana, die visgod, en al daai gode baie sacrifices gehad het. Almal het sacrifices gehad. Hoe het jy geweet of daai God gelukkig is? Jy was gebless, dit het begin reën, daar was baie bokkies en al daai goed, maar al die gode het gevat. Groter. Ons het naderhand Kubela. As jy 'n interessante studie wil doen, dan kan jy een van die boeke is The History of Gods. Kan jy gaan kyk hoe die gode ontwikkel het en erger geword het en hoe naderhand ding gebou is, Baal wat
se hande so gestaan is, wat plate hierso was, met vuur in, en die manne letterlik, hulle kinders, eersgebore kinders, bo op daai plate gelê het, en hulle lewendig geoffer het. Kan jy dink die skade wat hulle sou gehad het, en dat in Sardes, in die tempel in Sardes, was daar 'n tydperk van 3 jaar hongersnood, en waar 5000 mans hulle self kastreer het, want hulle het gedink, en dit geoffer het, want hulle het gedink, dis die enigste manier om die God, wat 'n vroue God is, tevrede te stel, is om jou manlikheid na toe te bring. Ons sien met Abraham, toe die Here met Abraham kom praat het, en vir hom gesê, gaan offer jou kind, jou enigste kind wat jy het Abraham nooit nee gesê nie, want in hulle tyd, en hy die maangod aanbid, het hulle in daai tyd, was dit normaal, dat jou eersgeborene gevat is. Dis hoekom, wanneer ons gaan kyk na die 10 plaag wat plaasgevind het, hoe God daai ding gedraai, elke plaag was 'n God, elke plaag wat hulle beleef het, was 'n God. Die rede kom die 10 plaag begin het met, die Bybel praat van the law of first mention, dus die rede kom die 10 plaag begin met die water wat in bloed verander het, was 'n aanduiding vir die Jode, that hope flows through suffering in a river of blood. Dit was eintlik die aankondiging van Jesus. Maar het geëindig met die offering, dat elke eersgeborene kind doodgegaan het. Vader se eersgeborene kind het doodgegaan. Want dit wat was al geoffer aan die gode al van die begin af, die eersgeborene kind. Abraham het nie gemou nie, hy het sy kind opgevat en gesê, dis reg. Dis hoekom daar staan nie, en sy vrou het hysteries agterna gehardloop om haar eie kind te red nie, want dis wat gebeur het. So toe die Here vir Abraham gesê het, ek wil jouself besny, het Abraham nie gesê, Here sê dit gou weer, letterlik vat 'n mes en swaai een keer, het slaan raak. En dit was in daai tydperk het hulle self gestyn. Ons sien dit self by die Baal-profete wat hulle self gestyn. Dit was part of it. So, maar vir die eerste keer in die Talmud sê, in die Talmud staan daar, vir die eerste keer het hulle besef dat Abraham al die gode gevat het, maar daar was een God. Toe Abraham sy kind offer, was daar een God wat gesê het, hierdie gaan nie goed vir jou wees nie. Die res van jou lewe gaan jy die skade hiervan dra, emosioneel, op jou en jou vrou. So ek gaan jou dit spaar, ek gaan eerder vir jou 'n ram gee. En daai ram was letterlik die lam wat geslag geword het vir die sondes van die mense. So God het al daar Jesus as plaasvervanger vir die mens ingestel. So daai was, ons noem het shadows. Eendag gaan ek bietjie praat oor die shadows in die Bybel. It was a shadow, was dieselfde lam wat geslag was in die tyd van Eden, wat vir die mens se sondes betaal het. Maar soos die familie gegroei het, het Abraham toe vir God gevra, wie is hy? En God het gesê, ek is El Shaddai. En Abraham het die God aanbid, El Shaddai. El Shaddai beteken 100 greatest. As jy wil weet, wie is die grootste God? Ek is groter as die son, en ek is groter as die maan. Isak het El Shaddai aanbid. Sy 12 seuns het El Shaddai aanbid. Hulle 12 seuns. En so het gegaan, 144 mense later, allemaal El Shaddai. Maar op 'n tyd kom God by Moses, en hy sê, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. En Moses sê vir die Here, nee. Die God van Abraham, Isak en Jakob is El Shaddai. God sê, nee, ek is Yahweh, want ek het my nog nie aan hulle as Yahweh openbaar nie. Want God se plan was, van die begin af vir die mense gesê, God is ver, want die gode is ver, en die gode is wreed. So alhoewel ek by die gode iets kan uitkry, is om op 'n berg te klim,
dis hoe hulle offers op die berg gebring het, dit aan die brand te steek, en die rook sal ons offers vat. Maar God het gesê, as jy net teruggaan na die begin toe, het God gewandel saam met Adam en saam met Eva. Van toe af na die mens geval het, was God ver en God was hoog, maar God se hart was heeltyd om terug te kom na die mens toe, om saam met die mens te wandel. So interessant, so toe God met die mense praat by die berg Sinai, en Moses daar staan, sê die woord van die Here, dat God se eerste woorde was, dat hy 'n commandment gemaak, I'm the Lord your God. So, en hierdie commandment wat God gemaak het, wat hulle moes gehoor het, is waar hy gesê het, I'm the Lord your God. Nou, daai woorde wat letterlik gebruik was in hulle taal huwelikswoorde gewees. Kom ek verduidelik vir jou. So God het nie net gesê, ek wil julle God wees nie. God het gesê, ek wil intimate met julle wees. Ek wil in intimacy met julle wees. So hierdie mense staan buite, en die woord van die Here sê, in die Aron Torah is dit later opgeteken, dat God in die stem van 15.000 tale, daar is 'n ander vertaling wat sê, daar was 4 en aardbewings en klanke gewees, en die mense was in vrees gewees. In die 1875 het ontdekkingsreisigers nomadiese nasie gekry, en onder hulle begin praat, en ek praat van Amazone type mense, en hulle vra toe vir hulle, wie aanbid julle? En hulle sê toe, ons aanbid die God Yahweh, nee? Ons aanbid die God wat van die begin af in 1000 tale vir die mense gesê, ek wil met julle trou. So letterlik daai stemme wat die mense gehoor het, was oor al die tale oor die aarde, het God uitpasyn, ek wil met jou trou. So die eerste woord wat hulle gehoor het, was die eerste stap, wat God gesê het, is, I want to make you my own. Nou dit is, die eerste woord is lakai. Sê lak, maar is nie lakai nie, is laka. Dis soos lekker. Nee, is lekker. Sê lekker? So lakar kom van die woord dating af. Dis beteken ons sê chemistry. Dis daai kyk wat jy weet, daai kyk. Kom aan, al die ouens hier so. Dis daai kyk wat jy weet. So daar's nog niks nie. Ons hou nog nie hande vas nie. Ons het nog nie, maar ons kyk. Kom aan, man, dit voel of ek baie oud is, ek nie. My skat, jy het dan nou laat klink of ek baie geduit het op skool. So lekker is daai kyk. Wat hier sê die woord van Here, Eksodus 6:7. I will take you as my own. Lekker, nee? So dis wedding talk. So hierdie mense hoor wedding talk. Dan is die volgende een, Segula. I will make you my treasured possession. Nou lekker is lekker, tot op 'n punt, maar dan wil die girl weet, hey, wat is jou planne met my? Waar toe gaan ons? En dit is daai oomblik, kom maar, al die eerlike manne wat hier so is, as jy jou girl op 'n date gevat het, en ons is nog op lekker, nee, en jy raak per ongeluk, wanneer die kar in vierde sit, raak jy aan die been. Ek het het gedoen, kom. Robbie, jy het het gedoen? Welke, kom aan, weet jy, doen jy het nou nog. So jy raak, net so nie. Dis daai, wanneer jy die sinvet aangee, maar die pankie raak,
dis wanneer jy daar nie vlieg, net so inbeweeg. Dis, my skat, jy skit die skop, maar jy het gesmaak vir daai lekker. So Sekula is die volgende een waar hy inkom en hy sê, I will make it my own. En dan sê hy, die volgende een is, I will make it my treasured possession. As ek wil kyk in jou oor en ek wil my toekoms saam met jou sien. I see my unborn children in your eyes. Ek wil my toekoms saam met jou sien. So in Exodus 19 vers 5 sê die woord, I will make it my treasured possession. So God wil met hulle trou. En die mense wat hier die berg staan, hoor hoe God hierdie woord, gaan lees daar, sê, en dan is die volgende woord, hy sê, go and wash yourself. Dis die woord mikvah. Nou mikvah beteken gaan prepare yourself. En ons sien hoe Esther met die koning gegaan het om haarself te prepare en haarself te gaan was. En ons sien dit in Exodus 19 vers 10 sê die woorde, go and consecrate yourself. Consecrate yourself. Gaan berei jou voor. Ons gaan 'n huweliksnag hê. Ja, nie 'n nag, maar go and consecrate yourself. Lê dit skoon wees, lekker ryk en al daai goed. Maar dan is daar ketubah opgestel. Tot vandag toe, al die Hebreëse paartjies wat trou, het die skoonouers kom in, haar skoonouers kom in, ons sit saam met die rabbi en ons praat oor house, shelter, food, finansies, die seksuele, wat, waar, hoe, alles wat daarmee saam. Hoe gaan ons die kinders grootmaak? Alles word opgesit. Self-date nights, alles word opgesit, sodat elke man verantwoordelik gehou word vir dit wat hy beloof het, en elke vrou by dit gehou word. So, ons noem die 10 woord ketubah. Dis die boundaries. Wat is die boundaries van ons huwelik? Wat is aan, wat is nie aan die Bible sê in Amos, how can two walk together except by agreement? So hulle teken 'n ketubah. So die hele Bybel is eintlik 'n huwelikstol waarin God vir die mense sê, ek wil saam met jou wees, en ek wil saam met jou, saam met jou wil ek 'n ketubah opstel. En in die ketubah wat ons toegenoem het, die wette van God, is 'n ketubah opgestel. Nou wie was die mense? Slawe. Het hulle iets gehad? Niks. Hoe het hulle geweet how to please God? Hulle het geraai. So hier kom die eerste keer, nou wanneer ons praat oor die koninkryk van God, moet ons verstaan hoe die koninkryk van God ontstaan, want God sit met slawe, wat die Baal aanbid, hulle eet kinders offer, hulle besit niks nie, hulle het niks nie, hulle het geen identity nie. Geen man het meer manlikheid nie, geen vrou voel meer soos 'n vrou nie. Van die kinders wat hulle het, is die vrou het swanger geraak van die Egiptenaar of wat ook al, hy weet eers wat se kinders is syne, wat se kinders is syne nie. Hy hoop op bid net almal lyk dieselfde, maar hy het geen garantie nie. Daar vroulikheid is so gebreek. Hulle stikkend, hulle is wreed, hulle is diere, hulle het geen identity. En die woord sê, God heard the cries of his people because of the slave drivers. Hulle het soveel vrese, hulle het soveel onsekerhede, hulle weet nie meer wat se God op daar bid, want al die gode vat ons kinders, vat ons dogters word gebruik vir tempelprostitusie en al daai goed. En hier kom 'n God wat in al die tale van die wêreld uitpasyn met vuur en haal en dit. En hierdie God sê, ek wil met jou trou. En eintlik, weet jy wie ek is? Weet jy waar ek vandag? Weet jy hoe stikkend ek is? Hoeveel vrouens het ek al verloor? Hoeveel keer my vrou verkrag is?
Weet jy hoeveel keer is ek geslaan? Weet jy, ek het niks nie, ek het niks op my naam nie, ek weet jy is op die kinders, regtig my kinders, how do you want to marry me? Ek is, I have nothing. My lewe beteken niks nie, ons word by die dag doodgemaak deur Egiptenare, met al die bakstene wat ons dra, ons eet so min, ek het niks, ek het gister gesien hoe my boetie doodgeslaan is met 'n sweep, ons lewens beteken niks, en you are saying, you love me, en God gaan hy sê, okay, first off, you shall have no God before me. Geen foto's van ekse. Amen. Ja. Geen foto's van ekse, nog geen ander afbeelding hê nie. Ek wil nie weet van 'n eks nie, ek wil nie ek se naam hoor nie, geen ekse nie. It's only me and you. Okay. Volgende een. Geen idols. Good. Now other gods before me, geen affairs nie. Great. Ek wil jou nie deel met iemand anders nie. Good. Dan sê ek vir hulle, remember the Sabbath. Ek het 'n date night nodig. Jy gaan saam met my 'n date night hê. En dan gaan hy sê, and don't use my name in vain. Moenie checks uitskryf op my naam waarvan ek nie weet nie. Ek gaan nog in diepte praat daarvan oor die naam van die Here, dat dit nie soveel gaan oor 'n vloekwoord nie, is who you represent. It's who you represent. So hy sê nou, dan sê die 3 woorde wat gesê is Elokai, Jehovah Elohim. Jehovah Elohim het 'n ekstra woord, Elokai. En die woord kan nie spesiaal getranslate word nie, dit word so gesien. Elokai is 'n A, wat beteken ox. Dan She is 'n fence. Dan Y is A, is 'n oop hand. To praise and submit. So die eerste woord van die 10 commandments is, your authority is going to multiply in a hedge of praise and submission. 'n slaaf wat 430 jaar lank in slawerny word, sy eerste woord wat hulle hoor in hulle lewe is, ek wil nie meer met 'n slawehandel mentaliteit hê nie. Ek gaan vir jou verneder, vergroot. I'm going to make you a great nation. I'm going to give you a great name. I'm going to lift you up. En ek gaan vir jou life and evermore gee. Weet jy, en by the way, Sondag, Sondag is 'n rustdag. Geen slaaf wat sê, rustig, nee, dit is wetties. Nee, die Here sê, and you shall take a day off. Sondag rus jy. Geen nie om wat hulle sê nie, jy rus. 6 dae kan jy arbeid, die 7de dag gaan jy rus. En dan gaan hy verder en sê, mag nie doodmaak, dat sê, beteken my lewe iets, niemand mag my doodmaak nie. Ja, jy mag nie doodmaak, jy mag niemand anders doodmaak, jy mag niemand anders 'n vrou of huis of dinge begeer nie. Dan sê hy, so ek kan iets hê vir myself. Ja, niemand kan jou vrou vat nie, niemand kan jou kind vat nie, niemand mag jou goed vat nie, jy mag nie steel nie. So het ek iets vir myself. Yes, I'm going to teach you how to be human again. Dit was die doel. Don't use my name in vain. Mag nie doodmaak nie, mag nie steel nie. God se hele plan hiervan was om integriteit te bring. So die hele woord waarvan is Elokai, Jehovah Elohim, I'm going to increase your years. I'm going to bring a hedge of promise and submission in julle lewens. En ek gaan vir julle die 10 gebooie gee. En hierdie 10 gebooie is nie om julle te straf nie. Hierdie 10 gebooie wat ek vir julle gee, is om julle te leer how to have the best life on earth. How to be human again. Hoe om op 'n plek te kom, dat jy op 'n plek kan wees in jou lewe, dat ek vir jou identiteit kan gee.
En dis waar die begin het, met die koninkryk van God, dat dit wat God in die begin geplaas het, dat het manifesteer in die mense se lewens. So die hele ding van dit was nie, God wil die mense regeer nie. God het op 'n plek gekom om met die mense te praat en te sê, ek wil in 'n verhouding met jou staan, sodat jy groot dinge kan beleef, en dat jy 'n beter mens kan wees. So self ons wat vandag is, gaan en ons gaan kyk na die wette van die Here en ons sê, ja, ons is vrygemaak van die wet en al daai goed. Maar die wet was nooit daar om te straf nie. Die wet was daar om te sê, to have the best life on earth is to follow these principles, want dit gaan jou beskerm. En wanneer ons dan gaan kyk na die koninkryk van God en die koninkryk van die aarde, is die koninkryk en die rules to govern. What is the best life? As ek hierdie rules, die Bybel praat van in the ways of God, Psalm 1, in the ways of God, Malachi sê, and he come, and Elijah come in the, and he comes in the ways of Elijah. Dan sien ons the ways and the paths. David skryf, hy sê, the Lord teach me the paths of righteousness. There's a way to have the best life on earth. En dis nooit van sondes en ongeregtighede nie. Dit gaan oor life, rules of life that leads to destruction, that leads to pain, and that leads to death. Dis nie God se plan nie. So die wet was eintlik daar ingestel to have life. Hulle het dit genoem Takelumulam. Takelumulam was lifelines and increase. As jy hierdie goed volg, gaan jy die beste lewe op aarde hê. You're going to be human and you're going to be soos dit in die koninkryk van die hemel is, so kingdom of God, to rules of the kingdom of God, so sal dit manifesteer op aarde. En nou sê die woord op aarde, the kingdom of God is inside of you. En ons gaan sien hoe kom dit in plek met Jesus. So, kyk saam met my 1 Johannes 4 vers 7. Moet net hier dop aan. Nou, wanneer ons by hierdie uitkom, gaan hierdie is gonna shift your mind vir ewig. Nou kry God by die mense te doen en hy bring die rigters en hy bring die profete en almal kom in Elia, Elisa tot in later Malachi. En God bring die rules en regulations in. Maar die mens gaan in hulle plaas 613 wette. 613 wette. En die probleem met die 613 wette is, hulle plaas dat vir elke sonde moet daar 'n offer gebring word. In die Aaraltora is daar nog 3000 wette bygesit. Wat nog bygesit is. En so wat nou gebeur is die mense raak opset met Tahor en Tamai. Tahor is as jy okay is met God, Tamai is as jy nie okay is met God nie. Wat doen ek dan? Dan met 'n offer. So nou bring hulle elke keer 'n lammetjie en 'n duif en al daai goed. Arme mense wat nader aan die geld het en ek hou jou in religion. Onthou God se plan is nie 'n religion nie. God se plan is ek wil trou met jou. Ek wil in 'n intimate relationship saam met jou. Ek wil my hart met jou deel. Ek wil jou, you are my most precious possession. En op daai oomblik het die ouens hulle so ver weghou in Tahor en Tamai. En dis waarmee ons vandag nog struggle. Is God okay met my? Is God kwaad vir my? Is God straf die Here my? Is God upset met my? En dit is waar religion so stronghold gekry dat dit weghou het. En God daaraan gekyk het en gesê, maar die kerk en die tempeldienste is besig om 3000 wette te plaas onder die Aaraltora, 613 wette dan nog daarbey. En vir elke sonde moet 'n offer gebring word. En naderhand is daar vir 'n familie vir 'n hele jaar moet sondes betaal word. En die priester gaan voor God en dan word die 2 diere
doodgemaak en al die sondes opgeplaas en dan is ons okay. So daai mense is guilt en sonde conscious vanoggend tot aand. Enige vrou wat in menstruasie is, moet skree, tamai, 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 tamai. En niemand mag aan haar raak nie. Self die stoel waarop sy sit, mag jy nie op sit nie, want as jy op daai stoel sit, dan is jy ook, en dan moet jy ook skree, tamai, tamai, tamai. Enige man wat skoffers op sy hare het, is tamai, so hy moet vir almal skree, tamai, tamai, tamai. Geen wonder en naderhand toe kom hulle koppe kaas nie. Want daar was naderhand nie meer genoeg diere om te offer nie. Hulle het self draaipype gehad in die plek waar hulle die offers gebring het, dat die priesters kniediep onder die bloed van die diere was, as gevolg van die mense obsessie. Is God okay with me or not? En as gevolg van my guilt en al die, dat die woord sê, niemand kon al die wette nagevolg het nie. Veral met die 3000 wat bygesit, want niemand wou sê, God is good, it's the goodness of God that leads us to repentance. Niemand wou dit sê nie. Almal wou gehad het, God moet ver wees. God moet Johnny ver wees, sodat ons al die offers kan bring en die mense Tahor en Tamai kan los, sodat God se koninkryk nie kan kom nie. En Johannes kom in en hy sê, prepare the way for the kingdom of God is at hand. Wat wou God doen met die kingdom of God? God was ver, God was hoog, God was in die hemel, was dit baie ver. En die guilt consciousness van die mens, het veroorsaak ons stier, ons brand al ons diere op, en God sê, ek wil nie meer ver wees, ek wil naby julle wees. Bou vir my 'n plek, hy sê vir Moses, bou vir my 'n plek, dat ek kan afkom en saam met julle wees. En hulle bou toe, en hulle het toe die ark. Maar naderhand gaan bær hulle die ark, sommer by Obed-Edom, gaan los hulle die ark daarso, daar's 'n massive battle wat gehou moes word, en ons sien op party Dries wat jy gepraat het, 5000 beeste wat geoffer was, om die ark terug te bring in Jerusalem. En naderhand sê die Here, maar ek is nog steeds op 'n wa, ek wil nie meer op 'n wa sê, ek wil op die priesters se skouers gedra word. God wil by sy mense is, en toe bou hulle die tempel. En ons kry die tempel waar dit is. En toe sê God, nee, my praises kan nie meer so wees nie, want in die Ou Testament was daar 'n paar mense wat gesalf was met die Gees van die Here, die Gees van die Here het oor hom gekom, en die Gees van die Here het oor hom gekom. Maar God se plan was heeltyd, ek wil by jou wees, ek wil in jou wees, ek wil saam met jou wees, ek wil die kingdom of God en die kingdom of heaven wil ek by mekaar bring. En God gaan toe, en hy sê toe, okay, maar my hele laaste gaan wees, is ek gaan God incarnate in Jesus Christus, and the words going to become flesh, en ek gaan julle wys, hoe werk die koninkryk van die hemel op aarde, hoe dit supposed to be. Maar nou sit ons met 'n probleem, want nou sit ons in Johannes 4 vers 7, dear friend, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Nou, daar's verskeie boodskappe, want nou kom ons by die woord born again, en nou sit ons met hierdie mense, en nou skryf Paulus aan hierdie mense, en Johannes oor born again. Nou wat is born again? Ons het gesien, die ketubah, wat hulle van gepraat het, is hoe om lief te hê, en die woord van die Here sê, be generous, en Johannes 5 sê, en almal wat Jesus as Messias aanneem, is born of God, en die Hebreëse kultuur, het jy net 2 dinge gekry. Die Hebreëse kultuur het jy gekry, eersgeborene en tweedegeborene. Nou, eersgeborene, ons almal weet van die eersgeborene reg, Esau wat sy broer doodgemaak het, as gevolg, Kain wat sy broer doodgemaak het, en Esau wat sy eersgeborene reg weggegee het vir Jakob. So, wie is allemaal eersgeborene is hierso?
As julle eerstgebore is. Okay, die res van julle is allemaal secondborn. So, as jy eerstgebore is, het jy justice. Sê justice? Justice. Okay, secondborn sê mercy. Mercy. Okay, maar nie as jy mercy of firstborn. Okay, maar as jy thirdborn, fourthborn, fifthborn, sixthborn, seventhborn, eightborn, en toe sit koop al TV, maak die saak nie. So, jou groot ding is, jou groot ding is dat firstborn is justice, secondborn is mercy. Of jy secondborn, thirdborn, fourthborn, fifthborn, jy is mercy. So die Ou Testament, hoe dit gewerk het, firstborn het die double portion gekry, die meeste geld gekry, die dubbele geld gekry. Hy moes dan eerstgebore gewees het, hy was dan die kompensasie, want hy was die firstborn. Hy kry 'n double portion van al die geld. Sy verantwoordelikhede as firstborn moes regter vir die hele familie wees. Al die familie fights het na hom toe gekom, hy is die regter. Wat hy sê, so moes dit wees. Hy is dan gejudge, indien iemand iets gesteel het, iemand doodgemaak het of iets, het die prys op hom gekom. So hy moes tronk toe gaan. Soos my boetie iets steel en hulle het hom uitgevang, dan sê my boetie, bel net my boetie, dan het hulle my kom aan, ek moes tronk toe gaan en ek moes die prys betaal. Dit is ook maar hulle nie lang geleef het nie, want ek dink die tyd wat hy uitgekom het hy geslop. Maar in elk geval, dis ook om Jesus gesê, judge not, because the way you judge, you will be judged. Dan, as eerstgebore, moes jy bereid wees om gejudged te word vir dit wat in die familie aangaan. Dis ook my Bybel praat van die kingdom redeemer. So, dan moes jy, indien jou broer sterf en sy vrou was nie swanger met 'n seun nie, moes jy met daai vrou trou en dan moes jy haar swanger kry totdat sy 'n seun kry. As daar oorlog in die land is, moes jy baie bid, want jy moet bid jou broer en mooi vrouens. Want as 3 van jou broer doodgaan, moet jy al 3 vrouens trou en jy moes sorg dat daar 'n seun gekom het. By al 3 vrouens. So, as jy 'n groot familie het en jy is firstborn, het jy 'n double portion nodig. En dit was belangrik, dis hoe hulle dit gesien het. Ek vat my broer se vrou in, as hulle doodgaan, vat ek hulle in, en dis hoe dit belangrik was. So Josef was die 11de gebore, so hy was secondborn mercy, visie van God, roep die hele familie by mekaar, en ons sien hoe hy probeer het om die firstborn te wees, maar dit was nie sy plek nie. Daarom was altyd die eerstgebore diere geoffer. Daarom sê die woord van die Here, and God gives his firstborn, his only begotten son. So wat beteken dit? Die firstborn. Noag, wat baie interessant was, Noag, toe hy dronk geword het, toe gaan pas hy uit, en hier kom al 3 seuns daaraan, en die een seun gaan sien vir Noag, en hy lag vir sy pa se naaktheid. En die woord sê, en Noag kus hom, maar die woord sê, die kus kon hom nie tref nie, because he was what? He was a secondborn. So hy was mercy, maar die kus het na Kanaan toe gegaan. En God moes later die man van God stuur, Moses, om die kus wat op Kanaan is te breek, om dit weer in die beloofde land te maak. Interessant, die kus kon hom nie tref nie, want hy was 'n secondborn. So, Jesus se familielyn, blaai gaan julle Bybels na Matteus 1 toe. In Jesus se familielyn kom Jesus van 'n secondborn af, want Isak was secondborn,
as gevolg van Ishmael, Jakob was 'n secondborn as gevolg van Esau, Juda was 'n fourthborn, en David was 'n secondborn. Maar dit maak vir my sin dat out of the given van mercy bloedlyn 'n secondborn kom. Maar iets wat interessant is, in al die bloedlyne, die hele Bybel, almal se bloedlyne, is daar nooit vrouens se name genoem. Nooit. Net man se name, nooit 'n vrou se naam. En Jesus se bloedlyn word 4 vrouens se name genoem. Rahab die hoer, ons sien Batseba, ons sien Rut, die Moabiet, wat Kaal gaan inklim het in die bed, en dan lees ons 'n interessante een. Nou, as dit my boek moet wees, as dit my autobiografie is, gaan ek, daar sekere mense in jou familie wat jy liewers nie wil noem nie. Hierdie is die mens wat jy liewers nie wil. Jy wil nie erken dat was 'n hoer in jou familie nie. Met alle respek, wil nie 'n slegte vrou in jou familie lei nie. Okay, mense wat reële sê net amen. Okay. So ons wil ook nie die Moabit wil ons ook nie daar nie, want die Moabite mag nie eers in die tempel gekom het. So jy gaan dit reg doen. Maar hierdie verhaal wat ek jou nou gaan lees, wil jy genuine. Jy sal die ouens wat dit opskryf, sal jy hof toe vat vir naamskenning. En hierdie is 'n verhaal in Genesis 37. Lees ons dat Juda 3 seuns het. Wat beteken Juda prys? Nee, father of praise. Hy het 3 seuns gehad. Nou, hy het 'n dogter gehad, met 'n skoondogter met die naam Tamar. En Tamar trou met sy eerste seun, die ouetjie gaan dood. Sy trou met die tweede seun. Hy gaan ook dood. Nou wat gebeur volgens die ding is dit? Hy moet met die derde trou. Hy gaan ook dood. Mense in hierdie tyd moet jy iets agterkom. Hier's fout met die vrou. Iets is nie reg nie. Of hulle polisse is amazing. Of broer, net die koffie. Laat haar eerste proe, teen daai tyd. En kry proe in jou huis, asseblief. Sê, hy gaan ook dood. Nou het hy net 1 seun oor. Hy het letterlik 1 seun oor. Wat is die kaste? Hy moet met haar trou. Maar as jy Juda is, die tyd dink jy, pokkie, ek het hierdie jou al lank al uitgekyk. Al my seuns sterf, iets is nie reg in daai huis nie. Pak jou tasse. En die kultuur is, hy moet met haar trou. Dis die kultuur. So sy besluit. Sy word weggestuur, stuur haar terug na haar maale toe. Dat van my, al van jou, type van, gaan, asseblief, ons help jou pap. En daar gaan sy. En sy vermom haarself as 'n prostituut. En sy vind uit waar gaan loop Juda. En sy doen al die lipstick vir en al die goedjies en al haar goedes. Wys vir ons, is nie eerste keer dat Juda so iets gedoen het nie. En hy sien hierdie aspres mooi girl en hy sê vir hoorie so, sy pick-up line, ek kan nie nou betaal nie, maar ek sal jou later betaal, ek sal vir jou bok gee en al haar goeders. En sy sê, nee. Jy gaan nie net vir my bok gee somewhere in the future nie. Ons is dan klaar. Geef my jou ring, jou autoriteit. Geef my jou ring, jou autoriteit. Jou koord en jou staf. So hy gee sy naam weg, hy gee sy autoriteit weg, hy gee sy authority, sy destiny, alles gee hy weg.
en hy gaan sê, ek sal die boek vir jou stuur. Probleem is, sy is nog in sy huis, en sy raak swanger. So wat nou gebeur, terwyl sy swanger raak, besef, hulle kom na hom toe en hulle sê, jou dogter, jou skoondogter of jou ex-skoondogter is swanger, sy het shame op hierdie familie gebring. Hy is in die posisie om justice te bring, en hy gaan en hy sê, vat haar uit, gooi haar met klippe dood en dan verbrand jy haar. En soos hulle haar uitvat om haar met klippe dood te gooi en te verbrand, sê die woord van die Here, en sy gaan, en sy sê, kom, oké, voor julle dit doen, die persoon aan wie se ring hierdie behoort, en wie se staf hierdie is die vader van my kind. En Juda gaan en sê, the devil might be dood. Nee, hy gaan en hy besef, shucks, ek het nou moeilikheid. En hy sê, oké, moet dan nie groot maak nie, en so aan. En nou sien ons, sy is swanger. En terwyl sy swanger is, gebeur iets fantasties. Terwyl sy swanger is, wat Juda laat gaan, want sy justice het nou vir mercy gegee. Want terwyl sy swanger is, sê die woord van die Here, en daar's 2 kinders, sê die tweeling binne na. En die tweeling is besig om te vat, en die een se naam is Serach, en die ander een se naam is Peres, en Serach kom eerste uit, maar Peres gryp hom aan die been, en hulle sit 'n rooi handjie, bandjie om Serach se hand, en hy is eerste uit, en sê, hey, en Peres trek hom terug, en hy klip hoor sy, ek weet nie, maar hy gaan verby, en hy is eerste uit. En nou dink ek, maar as jy hierdie nou in 'n van familieverhaal skryf, dan hierdie hoofstuk sal ons uitlaat. Want hoekom 'n hele verhaal skryf van 2 boeties wat beklei, en die een is eerste uit, maar die ander een trek hom terug en kom tweede uit, en hoekom? Want die Bybel sê, en hier Filippense 3 vers 7 sê, but he made himself of no reputation, and took unto him the form of a servant, Adam, and was made for us, as a firstborn. Nou 1 Korintiërs 15 vers 22 sê, dat Adam was die eerstgeborene. Maar later sien ons, dat Adam as eerstgeborene was hy justice. Stem julle saam, justice. He was born in a position of justice. Maar nou sê die Bybel dat Jesus gebore as the second Adam. So wat is Jesus? Mercy. So, mercy, justice. As ouens mercy was, dan kan hulle nie gejudge word nie, want die judgment val op die firstborn. Altyd, dit was altyd so. So God om sy koninkryk van God in te bring, en die koninkryk van die hemel in te kom, het ons nodig om hierdie te verstaan. So vir al die wette wat geplaas was om vir ons die beste lewens te kry, en wat ons dan gaan kyk na the kingdom of God en kingdom of heaven, moet ons eers hierdie verstaan, dat God bring Jesus het die volle reg om in te kom as the second man Adam. Wat dan beteken is mercy. Dan beteken dit, Jesus kan nie sterf nie, mag nie sterf nie, mag nie geoordeel word nie, because he is mercy. Maar nou sê die woord, but the firstborn among many. So Jesus kies, dit word voor hom gebring. Jy kan inkom as 'n second man Adam, om reg te maak wat die eerste Adam verkeerd gemaak het, en alles weer teruggebring het. Wat het Jesus gedoen? Hy het die eerste armes uit die tuin uitgegooi. Die tweede arm het gekom en hy was uit die tuin uitgelei.
Die eerste arm het geval by die boom. Die tweede arm het gehang in 'n boom. Die eerste arm het veroorsaak dat al die dorings en dussels vervloek is. Die tweede arm het 'n doringkroon op sy kop gekry om al die curses wat oor die dorings oor die aarde gespreek is te breek. Die eerste arm het geval vir die leuen. Die tweede arm het gekom om die leuns te breek, sodat ons kan vrykom, sodat we can be seated in heavenly places. Die eerste arm het veroorsaak dat ons sou doodgaan en die hel toe gegaan het. Die tweede arm het gekom om te sterf en sy lewe af te gee as the firstborn among many. So Jesus se keuse, dis wat ek hierdie vir julle wil deel, en dan gaan ek hiermee beweeg, dat Jesus kies toe. Die verhaal van Perez en sy boetie, is niks anders as Jesus nie. Dis hoe my verhaal daar geskryf is. Jesus kies om sy hand uit te steek, en hy kan uitkom as mercy. Die Bybel sê the second man Adam. Maar ander vertalings staan, and he become, hy is mercy, but he become the second born among many. Wat? Nee, nie second born, jy sê, he become the firstborn among many. So hy kies toe, die verhaal van die twee wat stoei, hy kan uitkom as mercy, as the second man Adam, of hy kan sy handjie terugtrek en sê, okay, ek sal eers uitgaan en ek kies, al het ek die volle reg om as mercy uit te kom, kies ek om uit te gaan wat die Bybel sê, it pleases God to make him a firstborn among many. So as jy deel wil wees van God se familie en deel wil wees van hierdie Ketubah, hierdie huweliksfees, dan weet ons dat die bruidegom het al reeds gekies om justice, al ons pyn, al ons seer, al ons sondes, al ons ongeregtighede op hom te vat, sodat wanneer God na jou kyk en jy deel word van die bruilofsmaal, dis op die Bybel praat van die bruilofsmaal, om deel te word van die bruilofsmaal, dat jou husband gekies het om, hy het nie sondes gehad, hy het nie geval nie, but he chose to take all the justice wat jy verkeerd gedoen het, op hom te plaas, so that when God looks at you, you can only receive mercy. En ek glo dat die vyand kom gereeld na Jesus toe, en dan kom hy, en dan sê hy vir hom, Karel het drooggemaak op dit, en dan sê hy, maar wanneer Monique met my trou, dan is sy Monique Fourie, sy vat my naam. So alles wat op my is op haar. Nog 'n ding wat hulle gedoen het in die Ketubah, is die mans het in daai tyd dit regtig nodig gehad, en ek sluit regtig hiermee af, is hulle dan gegaan, voor mekaar gegaan, en dan sê hulle, onthou julle hierdie jare toe gegroep, en eintlik die doel daarvan is, ek het jou hand gevat en my hand gevat, en ek het my naam in jou handpalm gegrafeer. Dit sê ons in die Bybel staan, jou naam is in my handpalms gegrafeer. So indien ek in daai dae het jy ouens gekry wat soos Mr. Bean lyk, maar hy koop baie lekker kos maak. Maar dan het jy ouens gehad so groot soos Arnold Schwarzenegger. Hy kan fight, maar hy kan nie kos maak. Maar die probleem is, almal wat oor wil gaan maak, gaan na Mr. Bean toe, want daar is altyd kos in daai huis. Maar niemand gaan na die fighter toe nie, want daar is nooit kos nie. So nou kom die fighter en sê vir Mr. Bean, hoor jy so, maar kom ons gaan in 'n verhouding met mekaar. En ek skryf my naam in jou handpalms, jy skryf jou naam in my handpalms. En dan
dan vat ek al my beld, en ons haal ons belde af, ons loop in 'n vorm van 8, en ek trek my baadjie uit, en ek sit my baadjie oor jou, en jy sit jou baadjie oor my, en dit beteken al die blessings wat op my is, rus dan op jou, en al jou blessings wat op jou is, rus op my. Van nou af, hier is my beld, en ek vat my beld en ek my wapens, en ek sit dit op hom, en hy sit sy kook handskoene bo op my, en ek het dit nou, en ek weet, as ek moeilikheid het, gaan hy vir my fight, en wanneer my enemies na my toe kom, aangejaag kom, dan lig ek my hand op die lig en sê, hande in die lig, dan kyk hulle, hoeveel name is gegraveer op my naam. Dit beteken, if you touch me, you touch all these people. En God sê nou, en sê, ek het 'n ketubah met jou, that your weakness is my strength. So ek het justice gebring, dat die vyand nooit weer in jou lewe, jou kan herinner dat jy uit Egypte, uit 'n slawe mentaliteit het gekom het nie, maar dat ek nou my strengths op jou plaas, and that you are in covenant with me, I will fight for you. Al is jy verkeerd, en die vyand sê, ja, maar jy het hierdie gedoen, dan gaan ek sê, but because of justice that was on my sin, kan ek nie anders as om met Malcolm an agreement te staan nie, because his name is written in my hands. I've got a covenant with him. En dan sê die woord, that when the enemy come, God will raise up an army to fight on your behalf. Want hy kan nie anders nie, because he's in love with you, and you are his bride. Amen. Blessings. Baie seën vir almal wat ingeluister het. Ons gaan nou 'n bietjie worship en ons gaan nou 'n bietjie vloei. Seën vir julle. Ons hoop hierdie het vir julle groot betekenis gehad. Indien jy probeer, as jy hierdie kan verstaan, dan kan jy verstaan hoe beweeg ons na die koninkryk van God toe. En ek hoop hierdie begin van alles het vir julle sin gemaak. Seën, oorvloed, vrede vir julle. Dankie vir almal se blessings wat saai in ons gemeente en vir die werk en vir die koninkryk. You can't do it without you. Amen. Amen. Vrede en oorvloed vir julle.